Goeiedag aan almal. Dit is sommer baie lekker weer vir my om met julle te kan mag tyd spandeer en ek hoop julle het verlede week se sessie geniet en hierdie week gaan ons bietjie ons gaan bietjie verder gesels oor die name van God. Nou soos julle reg onthou het, verlede week het ek verskillende name, ek het so 5 verskillende name van God vir julle gegee en dan ook ietsie om dit makliker te onthou. En as julle reg onthou het ons verlede week bietjie gesels oor Abba, die naam Abba Vader en ons het ek is wat ek is oor gesels en God die Almagtige en Adonai God ons meester of ons ons Here of ons leermeester en dan Immanuel God by ons. Nou hierdie week gaan ek vir julle 'n paar nuwe name van God bietjie oor gesels en maar voor ons daarby kom, wil ek net gou recap en seker maak dat ons weet, hoekom is name nou weer belangrik en hoekom spandeer ons tyd rondom die verskillende name van God en hoekom het God so baie name? Dit is belangrik om vinnig net daaroor te gesels. Nou die eerste ding is wat ons mekaar gesê het verlede week is vinnig, is dat 'n naam identifiseer jouself en dit maak jou uniek. En 'n naam trek jou aandag. As iemand jou naam roep, dan wil jy kyk en dit trek jou aandag. Jy voel belangrik en gerespekteerd as iemand jou naam ken of onthou. Dit gee ook baie keer jou roeping of jou doel op aarde, soos wat ons sê het Jakob se doel was en Dawid se naam en al hierdie betekenisse van hulle name het hulle doel op aarde beskryf. 'n naam beeld baie keer ons gawes en ons talente uit. 'n naam soos blessing of grace is name wat jou talente uitbeeld. En dan op die einde van die dag gee dit vir jou 'n reputasie, jou naam. Jou naam gaan jou vooruit, né? Jou reputasie gaan jou vooruit. Nou vandag wil ek 'n nuwe enetjie bylas en hoekom 'n naam nog belangrik is en dis belangrik dat ons sal weet dat 'n naam gee dikwels ook eer aan ander mense. So byvoorbeeld ek is vernoem na my oupa en my broer is ek is vernoem na my pa en my broer is vernoem na my oupa en ons gee met ander woorde deur ons name eer aan die vorige generasie, aan my pa en my oupa hulle. En so as ons na al hierdie goedjies kyk en ons trek dit deur na God toe, is dit belangrik dat ons sal sien selfs vir God is dit belangrik dat ons sy naam ken, want sy naam identifiseer hom en hy maak hom uniek. Dit trek God se aandag as ons God se naam ken. God voel belangrik en gerespekteerd wanneer ons sy naam noem en sy naam besing, né? Dit natuurlik word God se roeping en God se doel vasgevang in sy naam en ook dit beeld sy talente en gawes uit, soos wat ons vandag ook verder sal sien. Al die verskillende name laat toe dat God se gawes uitkom. En dan gee dit ook natuurlik vir God 'n reputasie. God het 'n bepaalde reputasie. Sy naam bring 'n sekere standaard en 'n reputasie rondom sy naam. En wat ook belangrik is, ons sien dan in die naam van Jesus, wat God se seun is, Jesus se naam bring ook eer aan sy Vader se naam. So al hierdie goeders is van betrekking op die Here ook. Nou vandag wil ons 'n bietjie gesels oor die 7 Jehovah of Yahweh name van God. Nou 7 klink vreeslik baie, maar gaan vinnig daardeur draf en julle gaan sien hoe lekker en hoe lekker is dit om die verskillende name van God te leer ken. Heel eers moet ons mekaar sê, God het homself in die Bybel genoem Here. In die Hebreëus is dit Yahweh. Nou dit was 'n baie groot en 'n baie heilige naam. En vanuit dit het daar 'n klomp name, Yahweh name van God of Jehovah name van God uit die Bybel uit ontstaan gekom. En die Here noem homself dit in die Bybel. Die eerste naam, en dis wat ons vandag mee gaan begin, is die eerste naam van God wat ons gaan sien is Jehovah Jireh of Jehovah Jireh, soos hulle in Engels sê. Dit beteken God my voorsiener. Nou, God is die groot voorsiener. Hy is die bron van alles. En as ek dink aan die voorsiener, dan dink ek 'n bankkaart is 'n groot voorsiener. Hierdie bankkaart voorsien in my behoeftes. Elke keer as ek 'n need het, dan gaan trek ek geld en dit voorsien vir my. Behalwe een groot ding is, hierdie bankkaart kan leeg raak, terwyl God se bankkaart nooit leeg raak. Dis een belangrike ding wat ons moet weet. Maar as ek dink aan iets wat my herinner aan God die voorsiener, dan is dit die bankkaart. As jy na 'n bankkaart kyk, dan sê hy hou aan voorsien vir my. En net so is God. God is soos 'n pa en 'n ma wat alles in sy vermoë sal doen om vir my en vir jou te sorg. En seker te maak dat ons in ons behoeftes dat daar vir ons voorsien is. En dan ook natuurlik voorsien God die Vader die heel laaste en die grootste offer wat sy eie seun Jesus is om vir ons te kom sterf aan die kruis. Hoe 'n wonderlike gedagte is dit nie? So as jy 'n ou bankkaart of 'n ding daar het, hierdie is 'n ou bankkaart vir my, hou hom naby want dit gaan jou herinner aan God die voorsiener. Die tweede naam van God wat ons vandag gaan kyk na is Jehovah Rapha in Engels, of dan God my geneesheer. Nou vir dit het ek 2 pleistertjies hierso. Julle sal sien ek het hier 2 pleistertjies. Wat doen 'n pleister? 'n Pleister genees.
As jy 'n pleister plak oor 'n seerplek, dan genees dit mos die seerplek. Nou net so is God ons geneesheer. Nou die eerste keer wat God homself as geneesheer noem in die Bybel, is toe die Israeliete deur die woestyn getrek het. En hulle het deur 'n klomp slange, op 'n klomp slange afgekom en die slange het hulle begin pik. En toe het God gesê, rig 'n standbeeld op en as julle na hierdie standbeeld kyk, sal julle in my naam roep, dan sal julle genees word. En so sê God self, hy is God die geneesheer. So as jy 'n pleistertjie daar iewers het, hou 'n pleistertjie naby en dit gaan jou herinner aan die naam God die geneesheer. Nou die derde naam wat ons vandag gaan kyk is, God is hier teenwoordig en dit is die naam Jehovah Shammah, of God is hier teenwoordig. Nou as ek daaraan dink, as ek dink aan hier, baie keer as jy in die mall instap en jy vinnig 'n bord wat 'n kaart is van die mall, dan staan altyd so 'n tekentjie, so 'n rooi tekentjie soos hierdie, wat sê, I am here, hierso staan ek is hier. Nou dis presies wat God vir jou sê, hy sê, waar jy ook al is, daar is God. Want God is binne in jou, en God is met jou en by jou, en hy leef in jou. So waar ook al jy beweeg, daar is God. God sê vir jou, I am here. In die middel van jou situasie, in die middel van waar jy jouself ook al mag bevind, emosioneel, fisies, daar is God. God wil vandag vir ons sê, ek is hier, I am here. So as jy so 'n GPS tekentjie soos hierdie het, dan is dit ons herinnering aan, God is hier, God is hier. Die vierde naam wat ons vandag oor gaan gesels is, Jehovah Shalom. Die woordjie Shalom beteken natuurlik vrede. So God sê hier vir die volk, ek is jou vredevors, ek is jou vrede. Nou Jesus sterf aan die kruis, sodat ons kan vrede hê. Daar was onmin tussen die mens en God, en Jesus se dood aan die kruis het herstel kom bring in daai verhouding. So daar's vrede tussen ons en God. Die Bybel praat van 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, so 'n vrede. God begeer dat ons sal vrede ervaar binne in ons situasie. Veral nou, in hierdie tyd wat ons beweeg, dis redelik chaoties, dis chaos, ons is in angs en vrees, maar God wil sê vrede. Nou as ek dink aan die woordjie vrede, dan dink ek aan 'n wit vlag wat waai. In die ou dae as hulle oorlog gehou het, en hulle wou vrede hê, dan het hulle op die oorlogsgrond gegaan en dan het hulle wit vlag gewaai en gesê, die wit vlag beteken, ek wil vrede hê, ek wil nie meer oorlog hou nie. So as jy vir jouself 'n wit vlaggie kan maak, ek het sommer self enetjie hier gepraktiseer, so jy's welkom om by die huis ook 'n stukkie wit lap te vat en dan aan 'n stokkie te sit en dan maak jy vir jouself 'n wit vlaggie. En hierdie wit vlaggie gaan sê, God die vredevors. God begeer dat jy in die middel van jou situasie vrede sal beleef. Die volgende naam van God wat ons gesê is, die vyfde naam, en ons is amper klaar, is Jehovah Nissi, of Jehovah Nissi, en dit beteken God my banier, God is my banier. Nou 'n banier is amper soos 'n advertensiebord, né? 'n Banier is 'n ding wat jy langs die pad sit en daar's 'n advertensie op en dit declare iets, dit verklaar iets, dit adverteer iets. Nou as God sê hy is ons banier, wil hy hê sy naam moet oor alles geskryf staan. Daarom het ek so klein banier gemaak hierso met die woordjie Jehovah Nissi op. En hierdie banier sê vir ons, God is my banier. Nou God is my banier beteken basies, God wil hê sy naam moet oor alles in jou situasie of in jou lewe geskryf word. Sy naam moet in elke ding van jou lewe ingeskryf en gegraveer word. Want niks gebeur sonder God se wete nie, niks vang hom onkant nie. En hy wil ook hê ons moet soos 'n advertensiebord iets uitbasyn of as 'n banier iets uitverklaar of uitbasyn. Wil hy hê ons moet sy naam uitbasyn in elkeen van ons situasies. Maak nie saak of dit goed gaan of sleg gaan nie. God wil hê ons moet sy naam uitbasyn. Dan die volgende naam is Jehovah Raha, of die woordjie Raha, en dit beteken God ons herder. Nou vir dit het ek hierdie kierie. Hierdie is nou 'n lekkertjie, maar 'n skaapherder staan ons bekend vir die kierie wat hy gehad het. En wat hy daarmee dikwels gedoen het, is as die skape iewers heen gegaan het tot hulle moes net uit die skapies om die nek gehak en hom net weer nader getrek. Nou God is ons herder. En as jy reg onthou het Dominee Chris natuurlik Sondag ook oor Psalm 23 gepreek en dis natuurlik 'n bekende stuk oor die Here is my herder. So as jy hierdie kierie sien, dan moet jy dink aan God is my herder. Wanneer God sê hy is bereid om die 99 skape te los sodat daar een verlore skaap en hy sal hom gaan soek. Dis presies wat 'n skaapherder sal doen. So sal die Here van jou en my alles doen om my gered te kry en gesave te kry. Dan sien ons ook dat skape worry nie. Hulle het nie 'n worry in die wêreld nie, hulle vertrou absoluut die skaapherder.
En wanneer ons hierdie sien, dan onthou ons, God is my skaapherder, ek hoef geen worries te hê nie, God het bly in beheer. Hy is my skaapherder, hy sal sorg vir my. En dan die laaste naam wat ons het, is dan Jehovah Tsidkenu. Tsidkenu is 'n vreeslike moeilike naam, maar dit beteken eintlik net God is my geregtigheid, of God is my regter. En vir dit het ek soos 'n tipiese regterhamer, dat jy sien in die hof, as die regter 'n uitspraak maak, dan klap hy so op die met sy hamertjie, en dan beteken dit wat hy nou gesê het is klaar en is afgehandel. En dit wat hy gesê het sal gebeur. En dis presies wat God vir ons wil sê. As hy sê God is ons regter, dan sê hy vandag vir ons, laat toe dat hy reg en geregtigheid laat geskied. Vergewe daai persoon wat jy mee 'n issue het, want gee dit oor aan God, sodat God laat reg en geregtigheid geskied. Moenie self wil beoordeel of self wil wraak neem nie, gee dit oor aan God, sodat God reg en geregtigheid kan laat geskied. So as God ons regter is, wil hy vir ons sê, ek sal beoordeel, en laat dit toe dat ek dit beoordeel, moenie jy dit doen nie. My perspektief is baie groter en breër en wyer, joune is beperk, so laat toe dat ek reg en geregtigheid sal laat geskied. Nou ja, dis 'n klomp woorde, maar ek hoop julle het ietsie geleer en dat julle gaan onthou al hierdie goedjies. En net om julle te laat herinner wat ek laasweek ook gesê het, is wat julle kan doen is soos ek hier, ek het elke naam van God so oor 'n week op my kalender gaan skryf. So vat 'n kalender en skryf 'n naam van God so oor die hele week, en dan vir daai hele week, wanneer jy 'n Bybelstudie hou of by die huis is of met mense gesels, dan praat jy oor hierdie spesifieke naam van God. God my herder, God my voorsiener, God my geneesheer. En dan sluit ek af deur net die laaste te sê, sien julle in al hierdie name van God enigsins iets negatief van God? Nee. God is net goed. Al die name wat ons so mooi beskryf, is net goed en net positief. Daar's geen sleg in God nie. So ek wil hê as julle al hierdie goedjies gaan kyk, onthou, God wil jou genees, God wil vir jou voorsien, God is teenwoordig in al jou situasies, maak nie saak wat jy mag deurgaan nie. God wil vir jou vrede gee, wanneer dinge onrustig is. God wil hê sy naam moet oor alles in jou lewe geskryf staan. God wil jou herder wees, wat omsien na jou. En God wil reg en geregtigheid in jou lewe laat geskied. Kom ons laat toe dat God is wie hy is in ons lewens. Kom ons laat toe dat God se naam reg laat geskied in ons lewens. En kom ons moenie toelaat dat ons eie twyfel oor God laat negatief word in ons oë nie, want God is net goed. Nou met dit groet ek julle en ek sien julle volgende keer. Tata.